Ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom liewe vriende vanaand by ons aandgodsdiensreeks. Ons tema in hierdie reeks is Vind rus by Jesus. En vanaand is ons by deel 7. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God. Laat ons die belydenis vashou. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die boek Hebreërs is geskrywe aan gelowiges wat moeg en moedeloos geword het. Hulle het swaar gekry, vervolging beleef en innerlike stryd ervaar. Sommige het selfs gewonder of hulle nie dalk moed moet opgee nie. Daarom wys die skrywer hulle telkens terug na Jesus Christus, die volmaakte verlosser en hoëpriester. Ook vandag raak mense moeg in die moderne tyd waarin ons lewe. Die lewe druk swaar. Daar is bekommernisse, onsekerheid, skuldgevoelens en hartseer. Maar vanaand hoor ons die uitnodiging, vind rus by Jesus. Ons gaan by 3 punte vanaand stil staan, waarin die Here vir ons 'n leiding wil gee in ons lewe. Die eerste punt vanaand is, rus by Jesus, omdat hy jou verstaan. Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Hierdie vers, geliefdes, bevestig dat Jesus ons worstelinge verstaan. Hy weet wat pyn is. Hy weet wat versoekings is. Hy weet wat dit beteken om verwerp te word, om alleen te voel en om te ly. Wanneer ons na Jesus kom ons nie na iemand wat koud en ver is nie. Ons kom na 'n verlosser wat met ontferming na ons kyk. Hy verstaan die trane wat niemand anders kan sien nie. Hy ken die bekommernis wat jy diep in jou hart ronddra. Ja, geliefdes, dit bring rus in 'n mens se hart om te weet, Jesus verstaan my volkome. Die wêreld sê dikwels, jy moet jouself sterk hou, maar Jesus sê, kom na my toe, ek ken jou nood. Ons tweede punt vanaand, rus by Jesus, omdat hy vir jou intree. Hebreërs 4 vers 14 noem Jesus ons groot hoëpriester. In die Ou Testament het die hoëpriester namens die volk voor God verskyn. Maar Jesus is die volmaakte hoëpriester. Hy het nie net vir sondaars betaal nie. Hy leef ook nou om vir sy kinders in te tree. Wat 'n troos is dit darm nie? Wanneer jy swak voel? Wanneer jou geloof klein is? Wanneer jy nie eens weet hoe om te bid nie? Dan tree Jesus vir jou in. Jy hoef nie jou eie vrede te verdien nie. Jesus het deur sy kruis en opstanding die weg na God oopgemaak. Daarom lê ware rus nie in geld, sukses of mense nie. Ware rus lê in 'n verhouding met Jesus Christus. Baie mense probeer rus vind in aardse dinge, maar dit bly alles leeg. Net Jesus kan die hart werklik stil maak. Ons derde punt vanaand, rus by Jesus omdat sy genade genoeg is. Vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Ons dien nie 'n harde koning wat ons wegstoot nie. In Christus het ons toegang tot die troon van genade.
Dit beteken, jy mag vanaand na Jesus kom net soos jy is. Moeg, gebroke, bekommerd en swaar belas. By hom is daar genade vir die skuldige. By hom is daar krag vir die vermoeide. By hom is daar hoop vir die moedelose. Jesus roep ons almal na hom toe. Hy wil ons ware rus gee. Miskien dra jy vanaand 'n swaar las. Miskien is jou hart onrustig. Miskien voel jy uitgeput deur die lewe. Dan wys God se woord jou vanaand na Jesus Christus. Hy verstaan jou. Hy tree vir jou in. Sy genade is genoeg. Vind daarom jou rus by Jesus. Kom ons bid saam. Dierbare God en Hemelse Vader, in hierdie aanduur kom buig ons voor U neer, die lewende God van hemel en aarde. Dankie dat U Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het, om nie net vir ons te kom red nie, maar ook om ware rus te bring. Here, vanaand kom lê ons al ons bekommernisse en al ons laste aan die voet van die kruis. Dankie dat Jesus ons laste wil kom dra. Dankie dat U ons vrede wil gee. Plaas ons in 'n nuwe verhouding sodat ons rus in U kan vind. Wil U ons beskerm, behoed en bewaar in hierdie nag? Hou ons veilig, gee ons U vrede en laat U genade vir elkeen van ons genoeg wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, tot môre aand.